Ons gaan nou bietjie begin kyk na numeriese patrone. Numeriese patrone kan ons ook 'n getalpatroon noem. Nou 'n getalpatroon is 'n patroon of volgorde in 'n ry getalle. Hierdie patroon vorm gewoonlik 'n algemene verband tussen alle getalle. Ons kry patrone met konstante verskille. Met ander woorde, by elke term tel ons dieselfde getalletjie eers weer by of trek dieselfde getalletjie af. Of patrone met konstante verhoudings. Konstante verhoudings beteken as ons hulle maal of deel, het hulle 'n konstante verhouding. Dan kry ons ook patrone wat geen konstante verskille of verhoudings bevat nie, maar hulle vorm wel 'n patroon. 'n Lys van getalle wat 'n patroon vorm, word 'n ry genoem. Elke getal in die patroon word 'n term van die ry genoem. Byvoorbeeld, as jy kyk na 3, 8, 13, 18 ensovoorts. Die terme vorm 'n ry. As ons kyk, kan ons sien ons kan elke keer 5 bytel om die volgende term te kry. Daarom kan ons sê dat hierdie ry het 'n konstante verskil. Elke getal in die ry is 'n term van die ry. Ons kan die term van die ry dan skryf soos term 1. Ons spesifiseer dat hy term 1 is. Term 1 is 3. Dit is ook die eerste posisie in die ry, want hy staan heel eerste. So dit maak ons eerste posisie. Ons kan dit ook A noem, ons eerste posisie. Term 2. Watter enetjie is term 2? Dis reg. 8 is term 2, want hy staan in die tweede posisie van die ry. Term 3 is 13. Hy staan in die derde posisie van die ry. So elke termpie is 'n naam gaan volgens sy posisie in die ry. Term 4 kan ons sê term 4 is 18, want hy staan op die 4de posisie. As hierdie patroon hom ons nou volg soos wat hy is, kan ons enige term van die ry later gaan bepaal. Die getalle is opeenvolgend. Die konstante verskil tussen opeenvolgende terme noem ons D. Daai konstante verskil bepaal ons deur term 1 van term 2 af te trek. Net so is dit dan gelyk aan term 3 minus term 2, wat weer gelyk is aan term 4 minus term 3, en dit gee vir ons konstante verskil. Kom ons kyk na nog 'n paar voorbeelde. Onthou, term 1 is ons eerste posisie, term 2 is ons tweede posisie, term 3 is ons derde posisie, term 4 is ons vierde posisie, en so kan ons aanhou. As ons nou kyk na die volgende ry getalletjies, dan sien ons term 1 is 3, term 2 is 1, term 3 is minus 1 en term 4 is minus 3. As ons nou mooi kyk, kan jy sien wat het elke keer gebeur. Ons trek van 3, 2 af om by die volgende termpie uit te kom. Van 1 af het ons 2 afgetrek. So as ons hom nou mooi gaan uitskryf, dan kan ons sien term 1 is 3. Dit is ons A, want hy is in ons posisie 1. Term 2 is 1. Term 3 is min 1. As ons kyk na ons konstante verskil, kan ons konstante verskil uitwerk met ons formuletjie wat ons gesê het. Ons konstante verskil is term 2 minus term 1. Term 2 is 1, minus term 3 is 3. So ek kan sien 1 minus 3 is minus 2. Hierdie konstante verskil is ook ons D. Kom ons kyk as ons het term 3
minus term 2, want dit moet dieselfde wees. Term 3 is minus 1 minus term 2 wat 1 is, en dit gee vir my minus 1 is minus 2. Ek sien dus my konstante verskil in hierdie ry D is gelyk aan min 2. Ons het gesê, rye kan konstante verskille of konstante verhoudings het. 'n Konstante verhouding, het ek gesê, is wanneer daar gemaal of gedeel word. So as ons nou byvoorbeeld kyk na die volgende ry, kan ons sien 3, 6, 12, 24. As jy hierdie rytjie bestudeer, kan jy nou mooi sien, wat het ek met die 3 gedoen om by die 6 uit te kom? Ek het hom gemaal met 2. Die 6 het ek ook gemaal met 2 om by die 12 uit te kom, en die 12 het ek gemaal met 2 om by 24 uit te kom. Hier vermenig ons elke term om die opeenvolgende terme te bepaal. Hier kan ek dus sien dat die verhouding tussen opeenvolgende terme konstant is. As ek hom nou weer gaan uitskryf soos in die eerste gevalletjie, dan weet ek term 1 is my eerste posisie wat A is, en dit is gelyk aan 3. Dit is omdat hy in my eerste posisie is. Term 2 is 6. Dit is my tweede posisie. Dit is die plek wat hy in die ry inneem. Term 3 is 12. Dit is my derde posisie. Term 4 is 24, wat my vierde posisie is. As ons nou gaan kyk na term 2 gedeel deur term 1, dan sien ek dit is 6 gedeel deur 3, en dit gee vir my 2. As ek gaan kyk na term 3 gedeel deur term 2, dan kry ek 12 gedeel deur 6, en dit gee ook vir my 'n waarde van 2. As ek weer kyk na term 4 gedeel deur term 3, dan kry ek dit is 24 gedeel deur 12, en 24 gedeel deur 12 gee ook vir my 'n konstante van 2. Ons praat van die konstante verhouding tussen opeenvolgende terme, en ons noem hierdie konstante verhouding R. So R is term 2 gedeel deur term 1, wat gelyk is aan term 3 gedeel deur term 2, wat gelyk moet wees aan term 4 gedeel deur term 3, en so kan ons aangaan. Dit is hoekom ons dan praat van 'n konstante verhouding. Nog 'n voorbeeld, as ons kyk na term 1 is 64, term 2 is 16, term 3 is 4, term 4 is 1. Dan kan ons nou weer gaan kyk na die konstante verhouding, want as ons nou net deur inspeksie kyk, dan kan ons hierso sien, ons het elke keer gedeel deur 4. Weer hier het ons gedeel deur 4. Hier het ons weer gedeel deur 4. As ons nou ons reeltjie toepas wat vir ons sê ons konstante verhouding is term 2 gedeel deur term 1, dan kan ek sien dit is 16 gedeel deur 64, en dit is dieselfde as 'n kwart. Onthou, maal en deel is die inverse berekenings van mekaar. So, as ek deel deur 4, is dit dieselfde as of ek maal met 'n kwart. Gedeel deur 4 is dieselfde as om te maal met 'n kwart, omdat maal en deel inverse berekenings van mekaar is. Kom ons toets of dit die konstante verhouding bly deur te sê, as ons kyk na term 3 gedeel deur term 2, dan kry ons 4 gedeel deur 16, en dit gee ook vir my 'n kwart. As ons kyk na term 4 gedeel deur term 3,
dan kan ek sien dit is 1 gedeel deur 4 en dit gee ook vir my 'n konstante verhouding van 'n kwart. Ons kan dus hierso sê, ons konstante verhouding by hierdie ry is 'n kwart. En die konstante verhouding word ook aangedui deur ons R-tjie en dit is 'n kwart in hierdie ry se geval. Soms is daar rye wat wel 'n patroon vorm, maar dit het nie 'n konstante verskil of 'n konstante verhouding nie. Byvoorbeeld, as ons kyk na die ry 1, 1, 2, 3, 5. Hierso kan ek mos nou sien, as ek gaan kyk na hierdie enetjie, dan is die 1 is my term 1, term 2 is dieselfde, hier het ek my term 3, onthou my term gaan volgens my posisie in die ry. OK, as ek gaan kyk na term 1, term 1 sien ek is 1, nou sien ek term 2 is ook 1, maar as ek kyk na term 3, dan sien ek term 3 is term 2 plus term 1, en dit gee vir my 1 plus 1 wat gelyk is aan 2. As ek gaan kyk na term 4, sien ek term 4 is term 3 plus term 2. Term 3 is 2 plus term 2 is 1 en dit gee vir my 'n antwoord van 3. As ek gaan kyk na term 5, dan sien ek term 5 is term 4 plus term 3. As ek term 4 plus term 3 bymekaar tel, is dit 3 plus 2 wat vir my 5 gee. Ek sien dus, hierdie reeks gaan op hierdie selfde manier volhou. Ek kan dus sê, term 6 gaan gelyk wees aan term 5 plus term 4. Wat is term 5? Term 5 is 5 plus term 4 is 3, so ek kan voorspel dat term 6 gelyk gaan wees aan 8. Die volgende voorbeeldjie waarna ons kyk is 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22. As ek nou gaan kyk na hierdie opeenvolgende terme, dan kan ek sien, van 1 af na 2 toe het ek 1 bygetel. Maar van 2 af na 4 toe het ek 2 bygetel. Dan van 2 af na 7 toe het ek 3 bygetel. So loop my patroontjie dat ek elke keer 1 meer bytel as die vorige keer. So ek tel opeenvolgende getalle vanaf 1 by om die volgende term te bepaal. Kom ons kyk na 'n paar reekse saam en ons doen 'n paar oefeningkies. As ons het 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. Dan kan ons nou hier sien, ons het elke keer 3'tjies wat ons bytel. So ons kan praat van 'n konstante verskil van 3 tussen al hierdie opeenvolgende terme. Ek kan dus sê, uit hierdie enetjie uit kan ek sê, my A is my eerste term wat 2 is, D is my konstante verskil wat 3 is. So kan ek nou nog opeenvolgende terme bepaal, want elke keer as ek mos nou 3 bytel, gaan ek 26 kry. Weer 3 bytel, gaan ek 29 kry. Weer 3 bytel, gaan ek 32 kry. So as ek die opeenvolgende 3 terme nog moet bepaal van hierdie reeksie, kan ek dit bepaal deur elke keer 3 bymekaar by te tel, by die vorige terme. Nog 'n reeksie byvoorbeeld is 4, 5, 8, 13, 20, 29 en 40. As ek nou kyk na hom,
dan sien ek hierso, het ek nou eers 1 bygetel. Toe het ek 3 bygetel. Toe het ek 5 bygetel. Toe het ek 7 bygetel. Toe het ek 9 bygetel en toe het ek 11 bygetel. Met ander woorde, as ons kyk na hom, dan tel jy opeenvolgende onewe getalle by hierdie reeks om die volgende term te bepaal. Wat jy ook nou kan sien, is hierdie het nou ook 'n konstante verskilletjie. Elke keer tel jy hier 2 by die konstante verskil, wat nou vir jou 'n konstante verskil gee. Maar met ander woorde, wat ek eintlik by hierdie reeks gedoen het, is om opeenvolgende onewe getalle by te tel. So, as ek nou my ry wil verder vat en die volgende terme na 40 wil bepaal, dan gaan ek hierso 13 bytel en dit gee vir my 'n antwoord van 53. Nou gaan ek weer 15 bytel en dit gee vir my 'n antwoord van 68. Nou tel ek weer 17 by en dit gee vir my 'n antwoord van 85. As ons hierdie reeks wil beskryf, dan tel ons opeenvolgende onewe getalle by. As ons kyk na die ry 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan kan ons nou elke keer sien, hierso het ons 'n konstante verhouding van 2. Ons maal elke keer met 2 om by die volgende term uit te kom. As ek die reeks nou wil volhou, moet ek weer maal met 2. 64 maal met 2 gee vir my 128. 128 maal met 2 gee vir my 256. 256 maal met 2 gee vir my 512. Ek kan dus hierso sê my begingetalletjie is 1, my eerste posisie, en R gelyk aan 2 is my konstante verhouding. Die volgende enetjie is 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. As ons mooi kyk na hom, dan sien ons weer hierso, tel ons elke keer 2 by om die volgende term te kry. As ek dus my volgende terms wil bepaal, dan kan ek van 19 af 2 bytel, dit gee vir my 21, daar tel ek weer 2 by, dit gee vir my 23, en 23 plus 2 gee vir my 25. Ek kan dus hierso sê, my eerste termpie is 3, en my konstante verskil is 2. Die volgende enetjie waarna ons kyk is 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25, 32 en 40. As ons hom nou mooi bestudeer, dan sien ons nou hierso het ons 1 bygetel, toe tel ons 2 by, toe tel ons 3 by, toe tel ons 4 by, toe tel ons 5 by. So ons het elke keer opeenvolgende getalle bygetel wat elke keer 1 meer is as die vorige tel. So ons tel 6, dan 7 by, dan 8 by, so as ons die reeks wil uitbrei, tel ons 9 by, wat vir my 49 gee. Dan moet ons 10 bytel, 10 gee vir my 59. By 59 moet ons 11 bytel, en dit gee vir my die getalletjie van 70. By hierdie reeks tel ons dus natuurlike getalle by elke term om die volgende term te bepaal. As ons weer mooi kyk na hierdie rytjie, dan kan ons sien van 2 af na 6 toe, maal ons met 3. Van 6 af na 18, maal ons met 3. Van 18 af na 54, maal ons met 3, en so hou ons hierdie ry aan die gang.
Elke keer gaan ons maal met 3, so my volgende term gaan wees 1458. As ek 1458 maal met 3, kry ek 'n antwoord van 4374. As ek nou 4374 weer maal met 3, dan kry ek 13122. So kan ek hierdie reeksie volhou. Met ander woorde, ek kan sê term 2 gedeel deur term 1 is 6 op 2 en dit is gelyk aan 3. Net so kan ek sê dat term 3 gedeel deur term 2 is 18 op 6 wat gelyk is aan 3. So ek kan sê my term 1 is A wat gelyk is aan 2 en my konstante verhouding, want ons maal, my konstante verhouding skryf ons ook mos as R, so my konstante verhouding is R en dit is gelyk aan 3. Nog 'n voorbeeld waarna ons kan kyk is 1, 5, 9, 13, 17, 21. As ons mooi na hom kyk, dan sien ons het elke keer plus 4, plus 4, plus 4, so ek kan weet my volgende enetjie gaan ek hê plus 4, 21 plus 4 is 25, plus 4 gee vir my 29, plus 4 gee vir my 33. So ek kan weer sê my A is 1 en my konstante verskil is 4. Wat ook as D geskryf word. Laaste voorbeeldjie wat ons saam doen, 2, 4, 8, 16, 32, 64. As jy mooi gaan kyk na hierdie enetjie, kan jy ook weer sien, ons het elke keer maal 2, maal 2, maal 2. So as ek my volgende term wil bepaal, moet ek maal met 2, dit gee vir my 128, 128 maal met 2 is 256, 256 maal met 2 is 512. Ek kan dus hier sê, my A is 2, my R is term 2 gedeel deur term 1 is gelyk aan term 3 gedeel deur term 2, en dit is 4 gedeel deur 2 wat 2 is. So ek het 'n konstante verhouding, want ek gaan weer maal. Konstante verhouding is dus R en R is 2. Nou kan julle hierdie lesie weer vas lê deur julle huiswerk mooi te voltooi.